Terwyl ons net so staan, kom ons buig ons hoofde. Ons wonderlike Vader, wat 'n voorreg dat ons U mag aanbid. Wat 'n voorreg dat ons laag mag buig in erkenning. Wat 'n kosbare lekkerte, Vader Jahwe, om in U naam te vergader en Vader Jahwe, U beloftes in herinnering te roep. Dit wat ons ook gehoor het, daardie pragtige werk van Yeshua. En daardie opdrag dan ook aan elkeen van ons. Dankie dat ons in daardie liefde kan deel. Vader Jahwe, wat 'n verlustiging dat ons deel mag wees van die koninkryk van die hemele, dat ons 'n ewige erfenis mag hê, dat ons mag uitsien na die wederkoms van Yeshua, dat ons 'n hoop het om ewig by U te wees. En Vader Jahwe, dat ons dit alles net uit genade uit ontvang. Niks wat ons U kan gee nie, niks wat ons kan vergoed nie. Vader Jahwe, net daardie kleine buiging en erkenning. Dankie vir U onbeskryflike genade in ons lewens. En daarom ook wanneer ons stil word om U woord vanmôre, is ons gebed, word U in ons midde verheerlik, laat U naam geheilig word en laat U koninkryk kom. Ons bid dit in Yeshua se naam alleen. Amen. Hartlike goeiemôre geliefdes, U kan gerus sit. En ek is dankbaar om te sien, dit gaan goed met elkeen van u en ek is bly lyk vir my die Transvaal het baie reën gekry, maar ek sien die Hoëveld het nog meer reën gekry as hierdie sentrale deel, maar ons is baie dankbaar en ons kan regtig Jahwe ook eer vir sy genade, vir sy ryke seën ook met die reën in die land. So ons is baie dankbaar daarvoor. Nou vanmôre se boodskap, se tema is leef jy wat jy glo. Nou, aan die een kant hoop ek vanmôre se boodskap, laat daar waar jy sit, jou so 'n bietjie ongemaklik voel. Want jy moet ook so 'n bietjie ongemaklik wees om te sê, maar leef ek werklik dit wat ek glo? Of is dit net lippetaal? Want, kom ek vra dit vir u, is daar baie mense vandag wat sê hulle dien Jahwe, met hulle lippe, maar hulle dien Jahwe nie werklik nie. Ek wil gou eers so maak. Is daar baie sulke mense? Ek wil nou sien wie skud nie sy kop nie, dat ek by jou kan kom kuier. Verseker, ons sit met 'n geweldige uitdaging, maar die probleem wat ons dan ook het, is dat dit ook in ons lewens vasdra plek kan kry. En voor jy ook kan kry, is jy ook deel van daai stroom wat saam praat en sê, ek dien Jahwe, my huisgesien dien Jahwe, ons dien Jahwe, maar in die tussentyd het ons stelselmatig vervlou, verlou en koud geword. Nou kom ons blaai saam na Titus hoofstuk 1 toe vir ons teksgedeelte. Titus hoofstuk 1 en ons gaan saam lees daar. Nou net soos in ons tyd was Paulus hulle alreeds hiermee gekonfronteer in die eerste eeu na Yeshua, waar die valse leringe begin het en persone wat in die naam van godsdiens gesê het ons dien Jahwe, maar hulle harte is nie by Jahwe nie. En daarom sal julle sien, wanneer hy daarvan af vers 10 af begin hy om hierdie valse godsdienste uit te wys. Ons gaan dit nie lees nie, julle kan dit in julle eie tyd lees. Manne wat terug gaan besnydenis toe, manne wat aan die vlees gekoppel is, hulle eie prestasie, manne wat gryp na mensgemaakte reëls en al hierdie dinge wat mense wil doen om Jahwe te dien. En in dit alles, en geliefdes, kyk gou vir 'n oomblik eers op. In dit is daar 'n geweldige dwaasheid, onthou dit. Wanneer jy die fontein van die lewende water verlaat, wanneer jy Yeshua rediseer, sy offer rediseer, sy genade, sy volmaakte werk, en nou gaan ek oor 'n hele spektrum wyd. As jy die openbaring van Jahwe en hierdie woord ignoreer om vir jou eie openbaringe te kry, wanneer jy die buiging voor Jahwe prys gee vir jou eie godsdienst, dis 'n absolute dwaasheid, want die einde daarvan is die dood. Dis nie 'n sagter aanbidding van Jahwe nie, dit is absoluut die dood wat dit voortbring. En daarom is Paulus, wanneer hy aan Titus skryf, ook daarom so streng. Hoor wat sê in vers 16, kom ons lees dit saam. Hulle bely dat hulle God ken, dat hulle Jahwe ken, maar hulle verloon hom
deur die werke, omdat hulle gruwelik en ongehoorsaam is en ongeskik vir elke goeie werk. Hierdie persone bely ons dien Jahwe, maar wanneer jy na hulle lewens kyk, is daar vrug in hulle lewens. Is daar vrede en kalmte? Is daar die aanbidding van Jahwe? Is daar die buiging voor Jahwe? Is daar die erkenning van Jahwe? Is daar die jubeling voor Jahwe, die grootmaak van Jahwe? Of word Jahwe net 'n godheid om hulle te dien? En die mens is in homself selfsugtig. As jy die mens oorlaat om godsdienst te gebruik, gaan hy godsdienst altyd gebruik, hy gaan Jahwe altyd gebruik vir sy eie voordeel. Nie om Jahwe te aanbid vir wie Jahwe is nie, maar vir sy eie gemak, vir sy eie troos. En daarom het ons baie mense vandag wat Jahwe selfs onder sogenaamde gelowiges, wat sê ons dien Jahwe, en daarom die tema van vanmôre, leef jy wat jy glo? Want dit is die toets eendag voor Jahwe. Christian, wanneer ons voor Jahwe gaan staan, gaan Jahwe nie vir ons vra, wat wou jy gedoen het, en wat jy vir ander mense, wat het jy geleef 24 uur van jou dag? Kan dit, en dit was môre gehoor het, pragtig wat oom Hendrik vir ons gelees het, was daar, hieraan sal hulle weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. En dis 'n lekker basis, maar van daar af gaan daar baie. Vers 11, kom ons lees verder. Hoofstuk 2 vers 11. Want die reddende genade van Jahwe tot alle mense verskyn. Nou, julle wat treffend is, en ek gaan nou vir julle 'n voorbeeld daarvan, ek wil dit sommer beklemtoon, want ek gaan nou 'n voorbeeld daarvan gee. In daai eerste eeu het ons 'n verskeidenheid van mense gekry, mense wat slawe was, van die volk was slawe, van die volk was wella, van hulle was edel gewees, en ons het hierdie geweldige klasverskille gehad. En wanneer Paulus dan Titus skryf, dan sê hy, Titus, die reddende genade van Jahwe het aan alle mense, van die aardelikes tot die slawe verskyn, sodat ons almal 'n verantwoordelikheid het, vers 12. En leer ons om die goddeloosheid en wêreldse begeerlikhede te verloon. Wat is ons eerste opdrag? Ek moet my rug draai op die wêreld. Ek kan nie Jahwe volg as ek nie my rug draai op die wêreld. Ek kan nie twee meesters dien nie. Daarom onthou dit aan die begin. Ek gaan of die wêreld aanhang of Jahwe. Ek moet die wêreld groet en sê ek wil Jahwe dien. Die begeerlikhede te verloon, ingetoe en regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe. En ek gaan julle aandag daarop vestig. Hy het nou gesê, jy moet hierdie teenswoordige wêreld, die begeerlikhede van die wêreld verloon. Bly gou by my. James, as ek en jy nie, die tema is, leef jy wat jy glo, en as ek so in klein druk kan bysit, dan sal ek sê, of verloon jy Jahwe. Jy verloon of Jahwe, of die wêreld. Dis hoe dit is. Aktief, nie passief, nie aktief. Jy kies, en jy sê, ek kies aktief teen die wêreld. En ek kies Jahwe. Andersins, as ek net stagnant is, verloon ek Jahwe. Ek moet direk toegewyd kies teen die wêreld. Die manier hoe ek praat, die manier hoe ek leef, die manier hoe dit lyk in my huis, die manier wat my gewoonte is wanneer ek opstaan, dit waaroor ek dink, dit waarmee ek omgaan. My hele lewe moet sê, ek verloon hier die begeerlikhede van die wêreld om Jahwe te dien. Kan ons so nou en dan besluit? Kobus, kan ons so nou en dan besluit, okay, ek het nou Jahwe gedien vir 80% van die tyd, nou kan ek bietjie losruk, nou kan ek bietjie roekeloos wees. Nee! Want die oomblik as jy dit doen, verloon jy Jahwe. En ek en jy, die voorreg om ek wil net goed dit, wat is die uiteinde van sonde? Mani, hoe lyk sonde? Lyk dit mooi? Nee, jy lieg. Sonde lyk vrek mooi aan die begin. Dit lyk so begeerlik jy is, dit lyk asof hy wil jou so insluk. Maar die einde daarvan baar dit chaos en die dood. Almal van julle wat al toegelaat het dat sonde in jou lewe is, wat bring dit voort in jou lewe? Chaos. Jy los dit vir 'n ruk, jy koester dit, is nie so erg nie. Ons gaan aan, ons maak 'n kompromie, ons verloon Jahwe, ons vergeet van Jahwe. My en ek en myself, my eie begeertes is nou eers belangrik. Wat is die uiteinde daarvan? Jy lê op in die stof, jouself in jammer kry van die chaos wat in jou lewe plaasvind. Of jy kan kies om te sê, maar die orde van Jahwe, die vrede van Jahwe, die seën van Jahwe, die kalmte van Jahwe, die blydskap van Jahwe, is om my oë gefestig te hou op Yeshua. Dis ons lewe. As jy hom verloon, gaan jy die prys betaal. Jy moet dit onthou. En daarom, wanneer hy verder gaan, vers 13, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van die grootte God en ons verlosser Yeshua Messia,
wat homself vir ons gegee het, om ons te verlos van alle ongeregtigheid. Geliefdes, ek wil net gesê, hoekom wil ek teruggaan na die ongeregtigheid toe? Hy het my dan daarvan verlos. Hoekom gaan soek ek dit weer? Hoekom gaan soek ek vuil taal? Hoekom gaan soek ek vloek? Hoekom gaan soek ek skel? Hoekom gaan soek ek boosheid? Hoekom gaan soek ek welis en al daai goeders? Hy het my dan verlos daarvan, dat ek dit nie hoef te dien nie. Hoekom wil ek 'n vark wees wat teruggaan na die modder toe? Hoekom wil ek 'n hond wees wat na sy eie uitbraaksel toe teruggaan? Die hele offer van Yeshua is om my los te maak daarvan, om te sê, jy hoef nie die wêreld te dien nie, jy hoef nie geld na te jaag nie, jy hoef nie jou eie erkenning na te jaag nie, jy hoef nie mag en erkenning en alles, jy kan jou oë vestig op die grootste prys, en jy kan Jahwe dien in heiligheid, want jy's losgekoop, vrygekoop, verheerlik in hom. Wat wil jy daar gaan doen? Vers 15, spreek hierdie dinge en vermaan en bestraf in alle erns. Dit beteken, dis nie 'n ligtelike saak nie. Dis nie iets wat ons saggies vir mekaar sê, ag broer, moet asseblief dit nie doen nie. Jou lewe is op die spel. Is daar baie wat die verkeerde keuse maak? Ja. Dit is die hartseer. En daarom die vraag dan vanmôre vir elkeen van ons. Petrus het 'n baie mooi ingesteldheid gehad om Jahwe te wil dien. Maar ons sien die swakheid van die mens in hom wanneer hy daar by die vuur staan en sê, ek ken hom nie. En hoeveel keer is dit ek en jy wat spreekwoordelik daar by die vuur staan en sê, ek ken hom nie. Dalk is dit nie mense wat jou aankla nie, dalk is dit die versoekinge van hierdie wêreld, dalk is dit die begeerlikhede van die wêreld, maar daai oomblik wanneer jy daar staan by die vuur en jy sê, ek ken hom nie, ek kies terug, ek gaan terug na daardie gemors toe. Vir die ryk jong man was dit sy geld. Vir Demas was dit die blink van die wêreld. Vir Ananias en Safira was dit hulle koopsom. En almal van hierdie persone het die heerlikheid en die genade van Jahwe gesien en dit prys gegee vir dit wat geen waarde het nie. Judas gee die wonderlikste genadeprys vir 30 silwerstukke. Weet julle wat die ergste? Ons vlees is nie eers duur nie. Ons dink aan Israel van ons. Weet jy wat tref 'n mens wanneer jy Jeremia 2 lees? Jeremia 2, en dan gaan dit nou probeer so eenvoudig stel terwille van die kinders, die wat jonk is onder ons, maar Jahwe sê vir Israel, weet jy wat, nee, ten minste betaal, gewoonlik in die wêreld betaal jy 'n hoer, maar jy is die hoer en jy betaal om te hoereer. So goedkoop het jy geword. Jy betaal vir jou ondergang. Jy betaal vir dit wat jy, en dis die hartseer vir 30 silwerstukke. Blaai gou saam na Johannes 12 toe. Johannes 12 kom die evangelie en hierdie wonderlike woord van Jahwe kom tot die volk en die volk hoor dit en die volk kom tot bekering en onder die volk is daar hierdie fariseërs en skrifgeleerdes. En ons lees daar in Johannes 12 vers 42 en hoor hoe stel hy dit, maar tog het selfs baie van die owerstes in hom geglo, maar terwille van die fariseërs het hulle dit nie bely nie, om nie uit die sinagoge geban te word nie, want hulle het die eer van mense meer lief gehad as die eer van God. Geliefdes, en nou kan ek en jy hygel en ons kan sê dat dit net met hulle gebeur, soms gebeur dit ook met ons. Soms is groepsdruk en vriendedruk en dalk is dit my man of my vrou of my omstandighede dat ek nie bereid is om te erken en te sê, maar dit is wat reg is, ek was verkeerd, ek moet dit regmaak nie. En hier sien ons dit, hulle word oortuig en hulle dit is die Messia, maar net om nie uit die sinagoge geban te word nie, net om nie skeef gekyk na te word nie, net om nie die voordele wat jy het te verloor nie, sal ons eerder Jahwe verloon en stil bly. Daarom die vraag, glo jy, leef jy wat jy glo?
of verloon jy Jahwe? Gee jy jou verlossing, jou identiteit in Jahwe, sy volmaakte werk vir jou prys, vir niks? Jy gee jou heiligheid prys, jou toegewydheid aan Jahwe vir niks. Om soos die wêreld te word, en nie net soos die wêreld te word nie, maar wat kan julle onthou, ons het in die stilte tye gedoen, wat gebeur met Agan wanneer hy van die ban vat? Dan kom hy self onder die ban. En dis die ding, want daar kan geen onreinheid voor Jahwe staan nie, en gaan vat van daai onreinheid, en dien daai onreinheid, en jaag dit na, en jy kry die oordeel van daai onreinheid, jy kom onder die ban. En Jahwe se heiligheid sal jou verteer. Ja, hartseer deel is as ons meer bewus is van mense en mense se opinies en wat mense van ons dink en wat mense tog gaan reageer as dat ons bewus is van Jahwe. En ek wil hê jy moet nou eerlik in hierdie week as jy iewers gaan instap in 'n vertrek. Ek wil hê jy moet dit nou eerlik toets vir jouself. Begin by Maandag en vra jouself, wat is jou bewustheid? Is jou bewustheid hierdie mense? Kom maak dit prakties. Is jou bewustheid wanneer jy daar instap, Jesus, ek netjies aangetrek, sien hulle nou iets wat kyk hoe kyk hulle vir my, is daar iets of is jy bewus van Jahwe? Kan jy regtig daar instap en sê, ek wil hier instap en ek wil lig wees, ek wil lewe wees, ek wil vriendelik wees, ek wil liefdevol wees, ek wil omgee, ek wil, onthou, want die vrug is dit wat geloofwaardigheid gee. Dit help nie ek storm daarin in die vertrek en sê, Josua 24 sê, ek en my huis sal Jahwe dien nie, dien julle Jahwe nie. Dis nie die pad om dit te stap nie. Maar as jy daar inkom met vriendelikheid, met omgee, met deernis, met vrug, bring dit geloofwaardigheid, sodat jou getuienis moet wees, ons het baie al gesê, verkondig Jahwe as dit nodig is, gebruik woorde. Maar stap daarin met 'n bewustheid, ek is 'n kind van Jahwe. Nie, ek is onseker oor wat gaan daai en sê en wat gaan daai en sê nie. Ek wil Jahwe verheerlik vandag. Dis my werk. Dis my roeping. Ek verbeel my amper, daar's 'n teks in die Bybel wat sê, soek eers die koninkryk van Jahwe en al die ander goed sal vir ons bygevoeg word. Mense sou sweer, dit staan in die Bybel. Dit staan wraggies daar, ons moet dit net doen. Maar ek en jy is so bekommerd oor wat gaan die mense sê en wat gaan gebeur. Jahwe sê, ek sal dit alles hanteer. Jou werk is dien jy my. En ek wil dit vanmiddag ook sê, vir as daar in jou verhouding of in jou lewe of in jou, dien Jahwe, hy hanteer die res. Dien eers Jahwe en hy hanteer die res. As dit by jou werk is, dien eers Jahwe, hy hanteer die res. Maak nie saak wat dit is in jou lewe nie, dien eers Jahwe, hy doen die res. Ek en jy moet daarin getrou wees. Daarom, die oomblik, wanneer ek wegkyk, belangrik. Wanneer ek Jahwe dien, wanneer ek in opregtheid Jahwe dien, wie is die fokus? Ek of Yeshua? Yeshua is die fokus en hy in my. As ek wegdraai van Jahwe, wie is die fokus? Ek. Wat dink mense van my? Hoe sien hulle my? Hoe kyk die wêreld na my? Wat's my voordeel? Waartoe is ek op pad? Al daai dinge. Dis 'n eenvoudige keuse. Of ek word my eie God, of ek aanbid Jahwe, die ware God van hemel en aarde. En daarom, wanneer ek myself gaan aanbid, daar gaan 'n stadium kom, wanneer elke, en ek sê God met 'n klein letter, geopenbaar gaan word as dwaasheid. Jy kan jou eie godsdienst saamvoer, jy kan jou eie godsdienst saamflans, en jy kan besluit hoe jy Jahwe wil dien. En dit gaan alles verbrand die dag wanneer Yeshua kom, dit gaan ontbloot word as absoluut niks. En daarom, ek wil vir 'n oombliekie stil staan en ek wil sê, geestelike blindheid is 'n geweldige stryd vandag. Ons sit vandag met so baie mense wat godsdienst bedrywe. In die week sit ek met iemand daar by my en ons gesels Dinsdag daar by my en ons gesels oor Jahwe se werk, oor Jahwe se woord en wat is waar en ons sit met so baie mense wat baie godsdiens het, maar die kern van die evangelie, die openbaring van Jahwe in Yeshua, hierdie woord van Jahwe het hulle prys gegee om vir hulle gebakbarste reënbakke uit te kap. Die offer van Yeshua het hulle prys gegee vir hulle eie geregtigheid. Die woord van Jahwe het hulle prys gegee. Dit is my skrikwekkend hoe selfs die liberale teologie is nie eers so erg soos baie gelowiges vandag om hierdie woord in laslappies te skeer nie. Julle
ons 'n wonderlike genade ontvang, moet dit nie prysgee nie. Gaan buig voor Jahwe, moenie vreemde openbaringe soek en vreemde dinge nie. Ek wil amper sê, as die internet jou plaas, sit dit af, want dit is naghoeparty. As jy jou godsdiens op die internet vind, en nie in jou Bybel nie, dan dwaal jy. Jou woord is die waarheid. Dis waarvan Jahwe se waarheid vandaan kom. Blaai gou saam na Lukas 13 toe. Lukas 13. Vers 22 sê, onderwyl hy geleer het, Lukas 13 vers 22, en onderwyl hy geleer het, en op reis was na Jerusalem, het hy stede en dorpe deurgegaan, en toe sê iemand vir hom, meester, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie sê ek vir julle sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Geliefdes, as ons hierdie gedeelte lees, dan tref dit 'n mens wanneer hy sê, baie sal probeer. Baie sal kom en sê, meester, ons het in die naam wonders gedoen en tekens gedoen en al hierdie dinge gedoen. Hy gaan sê, ek ken julle nie. Geliefdes, dit roep ons, kom ons lees net gou vers 25, want die eienaar van die huis opstaan en die deur gesluit het, en julle begin buitekant te staan en aan die deur te klop en te sê, meester, meester, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie, waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê, ons het in die teenwoordigheid geëet en gedrink, en u het ons op die strate geleer, en hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie. Weet julle wat treffend is? Hierdie persone kom staan by Yeshua en hulle sê vir hom, meester, ons het geluister na u leringe, ons het gesien hoe jy hierdie wonders doen, ons het al hierdie dinge gedoen, en dis hoekom ons hier is. Ek sê, ek ken julle nie. Geliefdes, kyk gou vinnig op. Ek herhaal dit so dikwels, maar ek wil dit graag weer vanmôre herhaal. Wil Jahwe perfeksie hê, of wil hy afhanklikheid hê? Afhanklikheid. Die kanker wat mense geleer het, is dat perfeksie, deur hulle perfeksie, wil hulle Jahwe welbehaaglik wees, en dan is dit geen wonder dat Jahwe na hulle kan draai sê, julle het so baie gedoen in die naam van godsdiens, maar julle het my nie nodig gehad nie. Julle het julle eie godsdiensbedrywe in my naam. Kan julle onthou? Ja, goeie werk. Ek wil by die galery daar agter hoor. Ek wil by julle hoor, wat het hulle die goue kalf genoem? Toe hulle die goue kalf aanbid het, wat het hulle hom genoem? Het hulle hom Baal genoem? Het hulle iets anders? Hulle het hom Jahwe genoem. Hulle het die kalf aanbid en gesê, dis Jahwe die God wat julle uit Egipte aangebring het. Hulle het nie vir hom gesê dis Baal nie, maar wat het hulle gedoen? Hulle het hulle eie godsdiens het hulle aanbid. En dit wat Jahwe gesê het, wat hom welbehaaglik is, julle mag geen afbeelding maak bo in die hemel of onder die aarde, dit het hulle geïgnoreer. Geliefdes, vir my en vir jou, as ons praat van geloof, want onthou ons het begin met die tema, leef jy wat jy glo? Geloof sê, ek en jy is van Jahwe afhanklik. Geloof is nie godsdiens nie. Geloof is die aktiewe handeling van die erkenning van Jahwe. So geloof sê, ek is afhanklik van U. Geloof sê, het gaan nie oor myself nie, ek vertrou op U. Geloof sê, ek werk nie my eie geregtigheid uit nie, dis U. Geloof sê, my hoop is nie op myself nie, is op U. Geloof sê, uit en deur en tot U is alle dinge. Geloof sê, dis wat ek bely, U is alles. En ek is niks. En as ek en jy dit glo, nie godsdiensbedrywe nie, dit glo,
dan is ons veronderstel om dit waaragtig te leef. Dan is dit die werklikheid in ons lewens. Weet jy wat mooi is? Ek het nou net vertel van die klasse mense. Weet jy wat is een van die treffendste getuienis in die eerste gemeentes in die eerste 200 jaar? In daai stadium was daar baie net vir interessantheid. Wie was die meeste in Rome en in Italië? Slawe of vrymense? Wat sê julle, sê meer slawe of meer vrymense? Meer slawe A, meer vrymense B. Almal wat sê A, hande op. Slawe, meer slawe. Almal wat sê vrymense, hande op. Iemand het die memo gehad. Goeie werk. Daar was baie meer slawe in Rome en Italië as vrymense. En wat gebeur het wat interessant is, want onthou, die geloof het nou gegroei van hierdie 11 apostels en hierdie 70 wat dit verkondig het, 120 en so die evangelie gegroei. En daar is vir ons bronne om te skryf hoe van die slawe tot bekering gekom het. Net vir interessantheid, in die vroeë gemeente het die geloof onder die slawe geweldig, nie net eksklusief onder slawe nie, maar baie ook onder slawe gegroei en baie van die eerste gelowiges was slawe gewees. En as ek amper lus om vir julle te vra, wie was die slaaf-eienaar en die slaaf? Daar's een boekie. Die hele boek in die Bybel gaan oor die verhouding tussen 'n slaaf en sy eienaar. Filemon, goeie werk julle. Filemon. Dit gaan oor die slaaf wat weggeloop het van sy eienaar af en dan Paulus wat sê maar aanvaar hierdie slaaf tog, vergewe hom, wees hom genadig soos want jy het jou lewe aan my te danke deur die evangelie wat verkondig is, aanvaar hom dan soos vir my. Maar nou om terug te kom. En daar's getuienis van hierdie slawe wat dan tot bekering gekom het en hoe hulle eienaars gesien het, maar gister was hierdie dalk 'n deugniet geweest en gister was hierdie slaaf nou nie, hy is die flikste ou geweest onder die span nie en nie die mees betroubare een nie, maar skielik vandat hulle tot bekering gekom het, ek hoef nie hierdie slaaf dop te hou nie, ek hoef nie die hele tyd vir hom werk te gee nie, hierdie slaaf gaan aan met sy werk, hy respekteer my, hy doen alles, hy het 'n goeie onberispelike getuienis. Nou weet jy wat my treffend daarvan? 'n Slaaf wat daai tyd nou in Rome partykeer maar redelik min werd was, anders as Israel slawe. Hierdie slawe, toe hulle tot bekering kom, toe draai hulle lewens om, dat hulle eienaars dit sien. Wat treffend is, dat hulle eienaars tot bekering gekom het. Nou dis 'n getuienis. Wanneer jou eienaar sien dat hierdie slaaf se lewe verander so, en nou is die vraag, is dit jou en my lewens? Kan jou, vir die wat nou 'n baas het, die van julle wat 'n baas het, kan jou baas sê, Jesus, hierdie ou is eerlik, hy's stiptelik, hy's altyd op werk, hy draai nie doekies om nie, hy's nie op sy selfoon by die werk nie, hy is nie besig met ander dinge nie, hy's nie oneerlik nie, hy vat nie kort paaie nie, hy's lojaal, hy's positief, hy dra die vrug van die evangelie. Kan jou baas dit sien? Kan die wat om jou is getuig dat jy dien Jahwe? Jy is nie deel van die wêreld nie. Jy tree nie op soos die wêreld en as die wêreld kort paaie vat en jou kollega sê vir jou, man, ons kan hierdie kort paaie vat, dan sê jy nee. Dis so mooi getuienis wanneer ons sien dat daardie dinge was 'n getuienis aan die vroeë gemeentes en dat daardie so gegroei het in 'n kwessie van 300 jaar. Ek wil nie te lank daar stil staan, maar ek wil tog sê dat eintlik in 250 jaar het dit die hele politieke stelsel in Rome omgedraai, die geloof in Yeshua. Dat, ek wil net dit sê, dan gaan ek verder, Konstantin, dat hy kyk na sy pa se lewe, en dan sê hy vir sy pa se lewe, hy sê, my pa het sy lewe gerig volgens die Bybelse riglyne, en dit was geseënd, en dit het met hom goed gegaan. En dan kyk ek na al die ander ouens wat dit nie gedoen het nie, en ek sien die chaos in hulle lewens, en die welles, en die gebroke verhoudings, al die goeders wat plaasvind, en hy sê, ek wil nie dit hê nie. En dit is interessant hoe Jahwe daai getuienis, en daarom die vraag vanmôre aan elkeen van ons, leef jy wat jy glo? Of is dit net woorde? Vandag se probleem is baie die uitdaging dat, soos ons in Titus 1 vers 16 gelees het, daar's baie van hulle wat bely, ons ken Jahwe, maar hulle verloon hom. Ek wil weer, bly gou terug daar na Titus toe, laat ons dit net lees, want ek wil graag hê ons moet dit hoor en hoor en hoor. Titus net so langs die boek Filemon, waarvan ons nou net gepraat het.
Kom ons lees gou weer daar vers 16. Hulle bely, Titus 1 vers 16, hulle bely dat hulle Jahwe ken, maar hulle verloon hom deur hulle werke. Tot sover. Nou, kyk gou vinnig op. Mag dit wees dat dit nie van enige van ons gesê word nie, maar dat daar van ons gesê word, is dat ons die werk van Jahwe doen. Ons sê ons ken Jahwe en ons leef hom want ons is afhanklik van hom. Jakobus skryf dan vir ons dat geloof sonder die werke, wat baat dit my broeders, dat jy al die geloof het sonder die werke? Wat baat dit my broer, dat jy tekste kan aanhaal en al hierdie dinge kan sê, maar wanneer jy die kans het, dan is jy oneerlik, dan vat jy kort paaie. Dan lieg en bedrieg en steel en oneerlik en al daai dinge. Of leef jy dit wat jy glo? Blaai ons aan dan na Jakobus toe. Jakobus hoofstuk 2, terwyl ons nou daarby is, net na Hebreërs. Jakobus hoofstuk 2 vers 12. Julle moet, Jakobus 2, daar vers 14, wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie, die geloof kan hom tog nie red nie. Hy praat van, 'n geloof sonder werke is nie ware geloof nie. Wat baat dit ons? En geliefdes, wanneer ek nou stil staan daarby vanmôre vir 'n oomblik, dan wil ek vir elkeen van ons vra, ek en jy kan nie net 'n gedeelte leef van dit wat ons glo nie. Ons moet alles leef van dit wat ons glo. Elke aspek, in elke aspek van my lewe, in elke deel van my lewe. En partykeer worstel ek nog en ek stry nog, dan kan ek vir Jahwe sê, Vader Jahwe, wees my genadig. En omgerd selfs wanneer ons al op 'n rype ouderdom is, gaan ons stry met daardie stryd om te leef dit wat ons glo en laat ons geloof deur ons lewens spoel om daardie vrug van Jahwe ons eie te maak. Want onthou, geloof sonder die werke is dood, dit beteken niks. As Vader Jahwe vanmôre by jou en my kom stil staan en hy vra vir jou, leef jy wat jy glo? Wat sal jou antwoord wees? En dan daarmee saam, onthou, vir Jahwe kan jy niks wegsteek nie. Ek wil sê vir die mense om jou kan jy nog iets wegsteek, maar vir Jahwe kan jy niks wegsteek nie. En as daar 'n faset van ons, want onthou, ons is 'n werk in progressie. Ons is besig om te verander. En weet julle wat's lekker? Dat ek en jy elke aspek van ons lewe, as jy vanmôre daar sit en jy stoei nog met 'n aspek van jou lewe of ietsie in jou lewe, dat jy daar kan sit en dit nie toemaak en wegsteek nie, maar sê, Jahwe, help my daarmee. Help my, want ek wil ook in hierdie fase van my lewe, ook hierin, wil ek regtig U verheerlik, want ek behoort en ek glo in U. Dit beteken dat ek die man en die vrou in my huwelik is, wat my maat lief het. Ek kan nie Jahwe dien en nie my maat lief hê nie. Hoor mooi, ek kan nie Jahwe dien as ek nie my maat doelgerig lief het nie. Manne, as jy nie jou vrou met respek hanteer en jou vrou lief het nie, wat doen Jahwe met jou gebede? Hy luister, goeie werk, hy luister nie daarna nie. Dit help nie jy het nie jou vrou lief nie en jy wil Jahwe dien nie. My en jou werk is as ons sê ons glo in Jahwe, ek moet my maat lief hê. Ek glo in Jahwe, ek maak my kinders in sy vrees groot. Ek glo in Jahwe, ek tree ordentlik op, ek trek ordentlik aan, ek praat ordentlik, ek spreek ordentlik, ek gaan met ordentlike goeders om, want my lewe behoort aan Jahwe. As daar iewers is waar ek laks en lui word, dan moet ek sê, Jahwe, help my om dit reg te maak. Help my om moeite te doen. Daarom, geliefdes, laat my en jou lewe geen erkenning aan my en jou, aan ons vlees nie, geen verhewendheid vir onsself nie, aan Jahwe al die eer, want hy werk in ons. En daarom, 'n daaglikse gebed, 'n oomblikse gebed, Jahwe, help my, wees my genadig. Kan ek en jy in onsself ons geloof uitleef? Nee. Want ons geloof, dis eintlik 'n paradoks, want jy kan nie. Jou geloof bepaal eintlik jou afhanklikheid.
En daarom wil ek, as ek dit glo, wil ek in afhanklikheid van Jahwe staan. En daarom, ek wil einde se kant toe staan. Ek wil graag vra, dat ons daarom, werklik waar vir Jahwe sal vra, Vader, help my, ook hier waar ek nog stoei, ook hier waar ek nog onseker is, maar help my om U te dien, help my om U te gehoorsaam, help my, gee my die krag, help my, gee my die bereidwilligheid om te verander. En hoor mooi, geliefdes, as ek vir 'n oombliekie kan stil staan en ek kan sê, studies waar Yeshua nie die fokus is, Jahwe nie die fokus is nie, is Ikabod. Ek raak allergies, en ek sê dit in soveel liefde van mense wat vir my sê, ons doen baie Bybelstudie, ons doen al hierdie dinge en al hierdie dinge, weet jy wat vir my snoor? Almal kom by die chaos uit, want Yeshua is nie die fokus nie. Enige vorm wat jy Jahwe probeer, die dinge van Jahwe probeer ondersoek, sonder die fokus op Jahwe, gaan jy dwaal, punt stop. So dit is. Ons leef in 'n tyd waar bronne baie beskikbaar is, en mense met alles besig is, en godsdiens ondersoek, en selfs Grieks en Hebreëus probeer ondersoek en al daai dinge, en die verstommende deel is, as dit sonder Jahwe is, gee hy jou oor aan jou dwaasheid, en jy gaan dink jy is wys, jy gaan dink jy is goed, en die einde daarvan is die dood. Geliefdes, Matteus 7, blaai gou saam so in, Matteus 7. Ek wil dit vanmôre met baie liefde sê, ons het geweldig baie mense in ons tyd, wat vir jou alles kan sê van die Illuminati, en van die bose magte, en van allerhande dinge. Maar wanneer dit kom by Yeshua self, by Jahwe se openbaring aan ons, dan is dit leeg. En ek wil vir elkeen van ons ook waarsku, en daarom ook vir ons as gemeente. Ons fokus moet altyd Jahwe in sy openbaring, in sy vleeswording in Yeshua, in hierdie woord wees. Want as ons daarvan af wegdraai, julle, dan bring dit die dood voort, al is dit vol godsdiens. Kom ons lees dit net hier soos Yeshua dit in vers 21 sê. Nie elkeen wat vir my sê, meester, meester, sal ingaan in die koninkryk van die hemele nie. Maar hy wat die wil doen van my Vader, wat in die hemele is. Nie elkeen wat vir my sê, meester, nie elkeen wat hom beroep op godsdiens en kennis en insig en wysheid nie. Maar hom wat sterf, hom wat gehoorsaam dit wat ek gesê het, dat elkeen wat agter my aan wil kom, moet sy vloekpaal opneem. Elkeen wat my moet volg, moet self sterf. Jy moet niks word nie. Daai koninkorrel kan nie groei. Hy groei nie in homself nie, as hy nie sterf nie en sê, ek gee alles prys en ek leef in hom. En dis ons lewe. Lukas 6 vers 46. Blaai tog so intoe, want laat ons dit lees, want dit is Lukas 6 vers 46. En wanneer ons vanmôre handel, geliefdes, dan handel ons nie met die ongelowige wêreld nie. Ons handel met persone wat godsdiens bedryf en met godsdiens omgaan en weet, Lukas 6 vers 46. En wat noem, vers 46, en wat noem julle my heerser, heerser, en doen nie wat ek sê nie? Wat help dit julle noem my dit, vers 47, elkeen wat na my toe kom en na my woorde luister en dit doen, ek sal julle wys soos wie hy is. Geliefdes, soos daardie wyse man wat sy huis bou op die rots, elkeen wat na my toe kom, dit hoor en dit doen. Jakobus 1 vers 22, julle kan maar net luister en word daders van die woord. En nie hoorders wat net jouself bedrieg nie. Geliefdes, ek wil begin saamvat. Blaai gou na Romeine 10 toe, is ons laaste geteks. Romeine 10.
Romeine 10 vers 9. As jy met jou mond die Heerser Yeshua bely en met jou hart glo dat Jahwe hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Geliefdes, as ek en jy met ons hart glo, met ons mond bely beteken ons leef dit, ons getuig dit. Dis nie net woorde nie, dis 'n getuienis van ons lewe. Dan ontvang ons daardie ewige lewe in Yeshua. Ek wil saamvat daarmee. Die vraag aan elkeen van ons: leef ek en jy dit wat ons glo? Of is daar dele in ons lewe waar ons nog Yeshua verloon? En laat dan elkeen van ons voor Jahwe buig. En ja, ek wil vanmôre graag dat elkeen so bietjie ongemaklik voel daar waar jy is, maar ook dat jy besiel word om te sê, maar ek wil graag die werk wat Yeshua vir my gedoen het, volbring in my lewe. Hy wat my lewend gemaak het, wat my geregverdig het, wat my geheilig het, wat my verheerlik het, ek wil dit graag lewe in elke aspek van my lewe. As ons nou terugkyk, is Jahwe goed vir ons? Onuitspreeklik goed. Ek bedoel, ons dink net terug en nou oor 'n week en 'n half oor gelofte, Jahwe se goedheid vir ons. Ons het so baie om voor dankbaar te wees. En as jy dalk op 'n punt in jou lewe is waar jy dalk worstel en stoei, die belangrikheid is nie as jy kyk na jouself, ek wil sê onthou wat die verkeerde kant, die fokus is waar? Die ek self. Waar moet ons fokus wees? Op Jahwe. En wanneer jy voel ek is so gebroken, ek is so swak, ek kan Jahwe nie dien nie, ek is so hierdie sondes wat ek gedoen het, dan is ek op die verkeerde plek want ek fokus op myself. Nou wie kyk ek? Sy genade is onbeskryflik groot om my te red en my te reinig van alle ongeregtigheid en my voor hom te kan stel vlekkeloos, onberispelik in hom. En dis waarna ons kyk. En daarom geliefdes, dis ons fokus. Ons kyk ons oë, ons hef ons oë na hom, ons volg hom, ons wandel in hom, elke aspek van ons lewe en ons leef hom. Kom ons staan en bid ons saam. Ons wonderlike Vader, wat 'n kosbare genade vir die volmaakte voorbeeld van Yeshua. En dankie dat ons aan U mag behoort in hom en selfs daar waar ons nog struikel, dankie dat sy genade en sy soendood daardie sonde van ons wegvat sodat ons opnuut ons oë kan vestig op U, dat ons nie hoef weg te vlug in vrees vir straf nie, maar dat ons juis na die lig toe kan kom soos Johannes 3 sê, want hierdie lig is die een wat ons reinig van alle ongeregtigheid, wat ons skoon was elke keer, en dat ons afhanklikheid voor U kan staan en sê, Vader Jahwe, vorm ons, rig ons en help ons, dat ons lewens werklik sal getuig van dit wat ons glo. Dat ons woorde, ons optrede, ons dade 'n uitpasuining sal wees van dit wat ons waaragtig glo. En Vader Jahwe, wil U elkeen van ons daarmee help. En word U dan ook in ons lewens ook verheerlik. Al die lof en al die eer kom U toe. Ons dank U daarvoor in Yeshua se naam alleen. Amen. Geliefdes, voordat ek die seën uitspreek, enkele afkondigings, onthou om van die 9de af, ek wil vinnig loer, wanneer is die 9de, dis nou Dinsdag, van Dinsdag af, dat ons asseblief almal in ons huisgesin, ons sal dit in die stilte tyd ook, maar dat ons die gelofte saam lees, as in ons aandstiltes of oggendstiltes, soos wat julle dit verkies as huisgesin, en dat ons daarin getrou wees. Onthou, wat getuig ons juis? Ons getuig, wie het vir die trekkers die oorwinning gegee?
Ons getuig Jahwe en daarom leef ons dit met dankbaarheid. En daarom ook vir volgende week, ter wille van die wat ingeskakel is, onthou volgende Dinsdagoggend 10:00 hier op die terrein, die gelofte diens, 10:00 begin dit, en dan die kamp wat die naweek daar by Eden is. Maar geliefdes, terwyl ons net so staan, kom ons hef ons hande op en ons ontvang die seën van ons Vader. Jahwe sal ons seën en ons behoed. Jahwe sal sy aangesig oor ons laat skyn en ons genadig wees. Jahwe sal sy aangesig oor ons verhef en aan ons sy vrede gee. Amen.